dag dan gebeur. Hemelse Vader, dankie dat ons kan rustig wees. Dag 4 van Pinkster. En hierdie week het ons begin leer om te wag, begin leer om rustig te raak. Dankie Here dat ons 'n pad saam met U kon stap. Hier die Bybel vanaf die Psalms. Ons het Genesis gedoen, ons het Samuel gedoen, Here. Ons het gehoor van die hartseer oproep van Josef, maar ons het ook gehoor van en die Here was by Josef gewees. Here, ons het gelees van 'n Anna wat lank gebid het, wat vir Eli gesê het, haar smart en haar leed is groot, daarom het sy lank bly praat. En dan ook daar die hartseer versie, waar Eli haar misverstaan het, waar 'n man in 'n vrou se nood, in haar trauma en lyding, het Eli nie verstaan waartoe sy gaan nie, terwyl sy haar hart voor die Here uitstort, en net haar lippe beweeg, het hy gedink, sy is dronk. Here, in ons nood mag ons mekaar verstaan, mag ons werklik uitreik na mekaar. En dan gisteraand, Here, het die disippels gewag in gehoorsaamheid in Jerusalem, daar waar ons elkeen ons klippie vasgehou het, en besef het dat ons Jerusalem, waar ons moet gaan wag en bly, soms 'n koue, harde, onsensitiewe, gevaarlike, vreesagtige plek is, maar U Here, U gee vir ons die opdrag om in ons eie Jerusalem te bly. Ons hartsbegeerte daar kom in die see van Galilea te kan bly, maar U Here, U sê, bly wag in Jerusalem, moenie van Jerusalem af weggaan nie. Here, daarom is dit ook nodig dat ons aan gehoorsaamheid sal wag, want soos ons gisteraand ook gelees het, as die disippels nie gewag het nie, was daar nie Handelinge 2 vir die uitstorting van die Heilige Gees nie. Vanaand lees ons gaan by mekaar lees van eenheid, en die rukpunt en die donge van vuur. Here, mag ons dit beleef en ervaar, en mag U dit net weer nuut en op 'n ander manier onder ons aandag bring, soos ons afgesluit het met baie deur my. Ja, Here, is dit werklik my gebed en begeerte en wens, dat U deur ons elkeen sal waai, en dat ons opnuut verkoop sal word deur die Gees. In Jesus naam, amen. Toe Pinksterdag aanbreek, was al die gelowiges in die kamer waar hulle gewoonlik by mekaar gekom het. Skielik het hulle 'n geweldige dreuning bokant in die lug gehoor. Dit het soos 'n reuse stormwind geklink, het die hele gebou waarin hulle was gevul. Toe sien hulle iets wat soos vuurvlamme lyk, oor elkeen van hulle kom. Almal is toe met die Heilige Gees volgemaak. Hulle het dadelik in ander tale begin praat. Die Gees het hulle in staat gestel om dit te doen. Gedurende die feestyd was daar baie Joodse pelgrims van oor die hele wêreld in Jerusalem. Hulle het ook die geweldige geluid gehoor en dadelik na die gebou toe gehardloop, waar die gelowiges by mekaar was. Hulle was stom geslaan toe hulle daar aankom en hoor hoe die gelowiges in verskillende tale praat. Hoe kan dit wees? Het hulle mekaar gevra. Hierdie mense kom dan daar van Galilea af. Hoe kry hulle dit reg om nou in ons eie taal met ons te praat? Hier tussen ons is mense van oral in die wêreld. Kyk net, hier is Perse, Mediërs, Elamite, en ook mense wat in Mesopotamië bly. Ons merk ook mense op uit Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en uit dele van Libië. Ja, daar is selfs 'n klompie uit Rome. Behalwe al die Jode van oor die hele wêreld, staan hier ook mense uit ander volke wat later die Joodse geloof aangeneem het. Daar is inwoners van die eiland Kreta en ook 'n groep Arabiere. En tog hoor ons almal nou in ons eie taal hoe die mense met ons praat oor al die groot dinge wat God doen. Die skare kon nie mooi uitmaak wat aan die gebeur was nie.
Hulle het verbaas vir mekaar gevra, wat gaan aan? 'n paar spotters het gesê, hierdie stel mense is dronk, hulle het heeltemal te veel wyn gedrink. Ons lees tot sover, en wanneer ons dan in hierdie gedeelte kyk, dan kom ons agter dat daar oomblikke in 'n mens se lewe is wat jou verander. Jy beleef 'n oomblik wat jou hart verander. Jy sien iets wat 'n verandering bring in hoe jy na die lewe kyk, jou uitsig op die lewe. Daar is 'n ontmoeting in 'n mens se lewe wat jou in 'n ander rigting instuur. En ek wil graag fokus op hierdie ontmoeting van die disippels met die Heilige Gees en die Heilige Gees wat dan na die disippels toe gekom het in hierdie stormwind, hierdie rukwind en in tonge van vuur. Net om weer op te vang op gisteraand, die disippels het by mekaar gesit en was by mekaar gewees en gewag en in gehoorsaamheid tot daar waar die Gees op hulle uitgestort is. In gehoorsaamheid was hulle daar. Hulle het gehoop dat die belofte van die Vader sal waar word, soos wat Jesus vir hulle gesê het. Bly in Jerusalem, gaan wag daar. En in hierdie hoop en in eenheid en in volharding in gebed het hulle dan hier in hierdie boortrek dan gesit. En dan begin ons by Handelinge 2 vers 1. Hulle almal het op een plek by mekaar gekom. En ek dink die samekomste van die kerk, die samekomste in die naam van die Here, is baie belangrik en daarom word ons ook gewaarsku en vir ons gesê, moenie van die samekomste van die Here af wegbly nie. As die disippels en die vroue en almal by mekaar weggebly het van hierdie samekoms en ongehoorsaam was, dan was daar nie Handelinge 2 gewees nie. En ek dink tog is belangrik dat ons hierdie samekoms wat ons nou vir die afgelope 4 aande saam met mekaar die pad stap. Kom ons leg waarde daaraan. Kom ons respekteer mekaar, die persoon langs jou en voor jou en agter jou. En ons sit in eenheid saam hier, ons volhard in gebed. En dit is vir my mooi. En hierdie by mekaar kom, was dan ook 'n wagtyd gewees. So die groep van die 120 het by mekaar gekom, en ook soos ons deur die Pinkster reeds werk van wag op die belofte van die Vader, gaan ons sommer terug na in Noag toe. Noag moes gewag het vir die reën. Abraham moes gewag het vir die vervulling van die belofte. Josef moes gewag het om herstel te word of herenig te word met sy pa en sy broers. Hanna moes gewag het 3 maande om swanger te word. Die disippels moes gewag het. En so wag ons ook en mag ons agterkom dat dit deel vorm van ons lewens. En Donderdag is veilige dag by ons en Benny staan altyd aan die oorkant van die straat. Dan wag Benny vir die swart sakke wat hy dan vir my uitsit en dan het ek daar so 'n aparte pakkie wat ek vir Benny opmaak. En voor hierdie week se wagtyd was Benny maar net daar gewees. En ek het vir Benny gevra, hoe gaan dit? En hy's altyd dankbaar gewees en hy sê, dit gaan goed. Die genade van die Here, die genade van die Here is groot. En ek het ook op 'n stadium deur 'n worsteling gegaan. En dit was spesifiek die donderdag wat ek net bietjie afgevoel het. En om dit nou uit te druk, Benny se sakkrapper om dit nou in ons taal om die prentjie nou duidelik weer te bring. En ek sit die sakke uit want Benny wil hê ek moet die sakke verby die hek dra nie. Dit is sy werk, dit is sy deel wat hy voel hy wil vir my doen. Nee, los. Dan gee ek nou maar die sakke vir Benny. En ek vra hoe gaan dit met sy vrou en al die dinge. Hy sê meneer, die Here is regverdig. En net die regverdigheid wat hy vir my sê, die Here is regverdig, het my hele dag verander. En om weer terug te kom by die week, Benny wag, eintlik nie om my sakke uit te sit, Benny wag om te sien wat het ek vir hom gegee. Benny wag om te kyk wat is in daai pakkie. En is dit nie ook wat ons doen wanneer ons wag op die Here, sy genade
sy seëning, sy liefde. Ons weet eintlik wat die Here vir ons gee, maar ons wag in afwagting en opgewondenheid. En dan, voor ek my rug gaan draai, dan is die pakkie oop en Benny kyk, en dan loop hy na die volgende huis toe. Dankie, ek waardeer dit. En my vrou sê ook sommer baie dankie. En dit sê vir my, die afwagting wat Benny wag, om 'n ontmoeting met my te hê, dat ek gee vir hom iets. En die disippels het 'n afwagting en 'n verwagting, in gehoorsaamheid het hulle gewag vir die belofte van die Vader. Dit wat die Vader beloof het. En in hierdie wagtyd mag ons dan besef dat dit aangebreek het, die tyd aangebreek het om te ontvang. Om te sê, my hande is oop, dit wat die Vader beloof het, dit wat die Vader vir my gee, ek wil dit vat, ek wil dit eien en sê, dankie Here. En dan gebeur dit, terwyl hulle so gesit het, was daai skielik, was daar 'n rukwind gewees. Gisteraand het iemand vir my gesê, daar was 'n oproep gewees en al my probleme was verby gewees. Ek het 'n boodskap ontvang en dit waarmee ek geworstel het is oor en verby. Skielik gaan jou foontjie af, skielik lei jou foon, skielik praat iemand met jou en sê maar, jou wagtyd is verby, die rukwind het gekom, die tonge van vuur is hier. Maak jouself oop en ontvang dit. En ek dink dit is belangrik dat ons dit sal besef, dat ons ook sal weet dat hierdie Heilige Gees 'n stormwind, 'n rukwind na die disippels toe gekom het, sodat die buitestanders saamgedrom het daar by die disippels en die vroue bymekaar was en die ander mense, en dit was 'n lokmiddel gewees. En die Heilige Gees het nie so terloops by die agterdeur ingekom nie. Dis nie 'n toevallige byvoeging tot ons menswees nie. Die Heilige Gees het gekom met krag, met beweging van die lig en het lewe gebring. En wanneer ons dan die Heilige Gees ontvang, wanneer ons vra maar, Here vul ons met die Heilige Gees, dan moet dit wees met die rukwind van krag, van lewe en beweging. Want dit is hoe die Heilige Gees ongeopenbaar het en uitgestort is. En waar die Heilige Gees dan uitgestort is en waar die Heilige Gees is, kan ons nie dieselfde wees nie, kan ons nie dieselfde uitstap nie. Die disippels het nie dieselfde uitgestap nie. Want die Pinkster gebeure gaan nie oor die wonderwerke en oor die tale wat die disippels praat nie. Die kern van Pinkster is, ek het 'n ontmoeting met God. En hierdie ontmoeting vind plaas deur die werking van die Heilige Gees. Ek het 'n ontmoeting met God deur die musiek, deur die mense aan tafel. En ek het ook 'n ontmoeting met die woord van die Here wat hy vir ons gee in Handelinge 2 vanaf vers 1 tot 13. Dis die ontmoeting wat ek vandag en vanaand by God ervaar en beleef. En as ons van die wind, die stormwind, rukwind af weg beweeg en ons gaan na die tonge van vuur toe, dan moet dit weet, die tonge van vuur, die Heilige Gees is dieselfde vuur wat in die brandende bos aan Moses verskyn het, waar die bos nie uitgebrand het nie. Dieselfde vuur wat op die berg Sinai neergedaal het toe Moses daar was. Dieselfde vuur wat die Israeliete deur die woestyn gelei het, daardie vuurkolom. Dis nie 'n ander vuur in die Nuwe Testament nie. Dis dieselfde vuur wat hom kom openbaar in God se teenwoordigheid deur die uitstorting van die Heilige Gees. Mag ons hierdie begrip van die vuur van die Ou Testament en ook van die Nuwe Testament kom beleef en ervaar. En dan kom ons agter, die teenwoordigheid van God word nie beperk tot 'n brandende bos of tot by die berg Sinai of in die wolk nie. Dis nou tussen ons, in ons teenwoordigheid binne in ons, soos ons God ontmoet en die Heilige Gees in en deur ons werk. God is nie meer ver nie, God woon in sy kinders. Die wag het geëindig in 'n persoonlike ontmoeting. Het jy al daardie persoonlike ontmoeting beleef? Kan jy dit toeëien en sê, maar ek het die Here my God ontmoet? En die wonder van Pinkster is, God gee nie net vir ons die boodskap van wees gehoorsaam, bly wag, die rukwind,
die 4 tonge nie. Hy gee nie net vir ons 'n boodskap nie. Hy gee homself. In die vorm van die Heilige Gees kom gee God homself in hierdie ontmoeting. So neem kennis van die boodskap. Wees geduldig, wees lankmoedig en verdraagsaam in die wagperiode, maar wees verseker dat God hom kom gee vir jou in die vorm van die Heilige Gees. En daarom verander die mense in die bootvertrek. Die Bybel sê vir ons, hulle was bang geweest, deure was gesluit en die vensters was toe. God maak bang mense getuies. God maak bang mense getuies deur die werking van die Heilige Gees. Want hier staan vir ons geskrywe, hulle het vir ons vertel in ons eie taal wat God gedoen het. As ek bang was, gaan ek nie uit en met ander mense praat nie. Gewone mense word die draers van God se woord. Dit is wat die Heilige Gees beteken. Gewone mense word die draers van God se woord. Vreesbevange mense word getuies. Is ons nie deel van die bangwees mense wat nou kan getuig nie? Is ons nie maar die gewone mense wat in God se teenwoordigheid by magte is om te gaan getuig nie, want jy gaan krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Handelinge 2 vers 6, daar's 'n geweldige geluid gewees en die mense het saamgedrom. Die buitestanders wil gaan kyk, wat gaan hier aan? En dan gaan dit nie oor die prediker of reël wat die boodskap lewer nie, dit gaan oor die werking van die Heilige Gees in daardie ontmoeting. En die werking van die Heilige Gees het mense gelok. Hulle het nou gekom na die plek waar hulle bymekaar gekom het. Wat gaan hier aan? Wat het hier gebeur? Nie deur mense nie. Die Heilige Gees het veroorsaak dat mense kerk toe kom. Die Heilige Gees het gekom, het veroorsaak dat die mense wat dit gehoor het, na die vertrek toe gekom het, na die huisie toe gekom het, om te vra, wat gaan hier aan? En dan kry ons, maar soos ook in baie gevalle, waar die gedeelte eindig, mense wat wil weet, mense wat opgewonde raak oor die werking van die Heilige Gees, en dan kry ons mense wat sê die ouens is dronk. Hulle weet nie waarvan hulle praat nie, hulle is dronk. So met ander woorde, by die ontmoeting met die uitstorting van die Heilige Gees, kry ons mense wat gaan kom kyk, en ander wat sê, ek stel nie belang nie. En ons gaan dit net nou bietjie prakties uitdeel. Wanneer ons ook kyk na die praat in tale, en dit was altyd vir my 'n hoendervleis oomblik, en ek kan nie anders as om opgewonde te raak nie, wanneer ons iets in die Ou Testament deurtrek na die Nuwe Testament. Wat het by die toring van Babel gebeur? Daar was Babelse verwarring gewees. Daar was ook mense wat in tale gepraat het en hulle het mekaar nie verstaan nie. Die uitstorting van die Heilige Gees was dan ook gepraat in tale gewees. En die mense het opgewonde, maar hulle is Galileërs. Hoe kan hulle in ons eie taal praat? Hulle verkondig dit wat God gedoen het in ons eie taal. Uitstorting van die Heilige Gees bring mense by mekaar. Dis nie 'n Babelse verwarring wat in die Ou Testament plaasgevind het nie. Dis iets anders. En dit is mooi dat ons ook kan agterkom dat hierdie tale bring mense by mekaar. Dis nie die tale van Babel nie. Die Gees hou steeds aan met werk. En wanneer die kerk werklik deur die Gees leef, trek dit mense nader. Dit gaan nie oor die prediker nie, dit gaan nie oor vertonings nie, dit gaan nie net oor programme wat die kerk aanbied nie, dit gaan oor die teenwoordigheid van God in die kerk. En nou vra ons vir mekaar, dis die kerk, dis die kerk daar waar die kindertjies nou by mekaar kom, die gebou daai kant. Die kerk is hier. Die kerk is ons. So wanneer die kerk werklik deur die Gees leef, wanneer ek en jy deur die Gees leef, trek dit mense nader. Dis ons getuienis wat ons moet gaan uitleef in Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van die aarde. Pinkster is steeds 'n uitnodiging tot 'n ontmoeting. Die Pinksterverhaal is nie net geskiedenis nie. Pinksterverhaal vertel ons van 'n ontmoeting
God met sy mense. En ek wil ook daardie ontmoeting hê, as ek dit nog nie gehad het nie. Ek word herinner aan daardie ontmoeting. Ek sit dalk vanaand hier en ek sê, Here, ek wag op my roeping. Kom ontmoet my hier waar ek is. Want U sien vandag steeds, ontmoet God nog sy mense. Dit was nie 'n eenmalige ontmoeting en nou ontmoet God glad nie meer sy mense nie. God wil elkeen van ons nog so graag ontmoet. Ek wil oorgaan na die volgende gedeelte van my boodskap. En hierdie windpompie het nou mooi daar in die middel van die vloer gestaan. En toe ons staan maak, het ek gedink, dit is mooi. Ek hou daarvan. Dit skep vir my 'n mooi atmosfeer. En Woensdag aand het die windpomp my geïrriteer. Dit was dood geweest. Dit het gelyk soos 'n regte ornament wat daar staan. Om mooi te lyk, maar dit beteken niks. Dis wat ek gisteraand gevoel het oor die windpomp. Weet jy van julle nog dieselfde gedagte gehad het nie? Maar ek het gedink, yes, like. Windpomp, jy het nou jou dae gehad, jy het jou uniens gehad, soos die Engelsman sê, ek moet plan maak met jou. En kom ons kyk na die gedeelte wat ons vanaand gelees het. Hulle was by mekaar, ons is by mekaar. Skielik het daar 'n rigvind gekom. Ons tema is die belofte van die Vader, wag op die belofte van die Vader. Vader wat in die hemel is, gee vir ons die belofte van die Heilige Gees, wat op ons uitgestort sal word. Die wat glo word gevul met die Heilige Gees. En dan staan daar vir ons, skielik was daar 'n rigvind. En soos ons met mekaar gebeur het, is daar mense wat dink ander mense is dronk. Daar's geen betekenis nie. Soos ons met mekaar gedeel het, sê die Here vir ons, gaan van Jerusalem na Judea, Samaria. Hierdie ouetjies wat koud staan, gaan betrek hulle, maak hulle brande, dat hulle ook vir die Gees kan draai en in beweging kom. En dan sien ons hierdie kant nie, en wil glad nie beweeg nie, hy staan maar net hierso. En oom Henny het vanoggend hier gesit op die punt. En hy het alles in sy vermoë gedoen om my aandag te trek oor die pompie wat nie draai, op die windpompie wat nie draai nie. Sy grootste bekommernis was gewees vir hierdie enetjie. En die Here sê vir ons, as een afdwaal, dan gaan soek hy daar, en hy los die 99 al draai nou, hy los die 99. Maar partykeer het ons 'n bietjie nader kontak met die Heilige Gees nodig, en sê, Here, ons het gesit baie keer my, maar ek het 'n bietjie van 'n ander terugvind nodig, 'n bietjie sterker dinge. Vanaand het ek nodig dat U werklik met my sal wees en in my sal draai. Die is 'n wêreld moeilik vanaand. En wanneer ons so kyk, dan sien ons, en dit draai nie dieselfde spoed nie. Wanneer het hier aan die gang, anders het wakker weer, moet dit nog aan die gang kom, waar is ek in my lewe, maar ons draai. En wat het jy nou nie, windpompies kyk, vraag jy jouself, wat het jy misdaad? Ek het wel die ene nog die sikkel om aan die gang te kom. Ek het die ene wat, maar hulle moet verkeer, hulle moet my teruggewerk, dit is amper uit my fondasie, ek het dit baie in verkeerde uit. En mag die windpomp in jou lewensleef gee en leef. Want die goedjies hier voorgestaan het, het allemaal vir my gesê, dit is mooi uitgepak, dit is 'n mooi vertoning. Dit was nooit gewees. Wat niks gebeur nie.
sodat die rigting, sodat die storming, sodat die baie deur my gees begin lewe gee aan hierdie mooie goedie. En ek dink julle kan nou die voorstaan in my hele gesigte kyk. Almal sit in verwondering en met 'n glimlag op die gesig en half begeer en ek wil nie dit kon wees. Ek wil begin draai, Here baie deur my. En te kyk na hy ons en dan sien ons die inkom by die geld en dan sê ons van hierdie hemel wat weg is. Of die is dalk weg, hy skikkend, maar hy draai. So in jou gebrokenheid, as jy een van die goedjies weg het in Engels, ek weet nie presies wat die mense doen of bly of iets in Engels, as hy weg is, of dat meer as een weg, en die wind baie, dan gaan hy nog steeds draai. So in jou gebrokenheid en jou swaarheid en lewe, net 'n stikkende wind kom kop, en die lewe jou in die lewe. En maak dit dan weet dat ons weer die wind die baie, op 'n spesiale manier gemaak sal verleef. En ek die kersies wat hulle op die tafel het, dit symboliseer die donge van vuur. So julle kan 'n geleentheid kry om na die kersie te kom en voor, en dan jou kersie aan te steek. Jou dong van vuur wat op jou neergedaal het en gesê, maar ek wil nou begin draai, ek wil nou begin werk. Maar nou is dit persoonlik, ek dink nie almal gelyk vorm nie, en op het stadium van die Here wil verbruik en dan sê my ek is verander. En as jy dit kom doen, ter wille van die ander, en jy bedoel dit nie, dan gaan jy eendag moet rekenskap gee. So rockstil, gaan jy bietjie vir ons speel, terwyl jy die speel, en jy dit so vir stuk daar, my tafel op die tafel nie, dan kom nader. Ek sê, Here, ek hoor jy dit kom, ek hoor jy dit vind, maar ek wil ook verandering wees. Hier is my sigtbare teken, as getuienis, dat ek wil verandering vir die van wees. En jy weet wat? Jou kersie gaan heel moeilik op pad dat na die skool doorgaan. Volgende weer het gebeur, en dan kom ons, en ek vat my kersie wat veranderd is, en ek kom steek jou nie aan. En as jy nie getuies van die risiko en die wees van Maria en die voete van die wêreld nie, moet ek nie my living gebruik om jou kersie weer aan te steek nie, of een persoon het gesê, steek my jou kersie, ek vat hom terug na God en ek steek hom by God en ek bring hom weer terug te lewe. Daar was iemand gewees wat so gebeur het, of dat glad nie, sy kers by die groot kers kon aansteek nie. En iemand anders het gekom en gesê, ek hou jou hand vas, ek vat nie jou kers, ek hou jou hand vas, maar ek steek jou kers vir jouself aan en maar ek ondersteun jou, dat jy stewig is, dat jy nie bewe nie. En dis moet mekaar help, dis werking van die gees, dis dra van die gees. Omdat die windkopies so in die gesig, en ek gaan dan vir ons 'n lied speel, en dan kan die eksplosie gelei word, jou kers kom aansteek, en dan sal ons verder gaan.